Welkom by vandag se ontdekkingstog. Ons gaan vandag op 'n reis na Akatsuka, 'n fascinerende deel van Tokio se Itabashi-wijk, wat dikwels so bietjie onder die radar vlieg. Ja, en dis nogal belangrik om dadelik te sê, ons praat spesifiek van Tokio se Akatsuka. Jy kry die naam elders in Japan ook, en daar was selfs 'n ou historiese veldslag met die naam. Reg terug. Ja, maar dit was heeltemal op 'n ander plek, het niks met hierdie area te doen nie. Ons kyk vandag na die unieke stukkie geskiedenis wat hier in Tokio lê. Presies. En ons het vir jou het deur 'n klomp goed gewerk, historiese rekords, plaaslike gidse, selfs navorsing oor ou riviere, ou kaarte. Die doel? Om vir jou daai soort stories en versteekte plekkies uit te lig, wat jy nie sommer in 'n gewone toeristegids gaan kry nie. Ons wil wys hoe die laaggeskiedenis net daar lê onder die moderne stad. Ja, So, hou vas vir 'n paar verrassings. Goed, kom ons begin sommer by die begin. Die naam self. die naam Akatsuka. Waar kom dit vandaan? Wel, daar is nie 100% antwoord nie, maar twee sterk teorieë wat elkeen nogal iets verklap. Twee moontlikhede? OK, vertel bietjie meer. Wel, die eerste een het te doen met die grond. Letterlik, rooi aarde. Aka beteken rooi in Japanes en tuchi is aarde. So die idee is, die area was ryk aan rooi klei, jy weet daai tipe wat gebruik is vir dakpanne, bakstene. Hierdie Akatsuchi kon toe mettertyd Akatsuka geword het. Maak sin. En is nogal gepas, want daar was 'n bekende ou tuinboukundige in die Edo-tyd, Ieyasu Senpen, wat juis hierdie rooi klei gebruik het vir sy beroemde bonsai. Interessant. So die naam kon letterlik uit die grond groei. Wat's die ander idee? Die tweede een gaan verder terug, baie verder, na die Kofun-tydperk, jy weet, die era van daai groot ou grafheuwels. Ja. Daar's ou geskrifte soos die Musashi-provinsie Fudoki, wat praat van 'n plek genaamd Arahaka. Dit beteken min of meer verlate graf. Arahaka. Ja, en die teorie is dat Arahaka oor die eeue verander het na Arazuka en toe uiteindelik na Akatsuka. Dit verwys waarskynlik na 'n spesifieke ronde grafheuwel, 'n enfun, wat eens naby die Shokatsuin-tempel gestaan het. So miskien die graf van 'n belangrike ou leier? Heel moontlik, ja. 'n Plaaslike hoofman uit daai tyd. Party mense dink selfs die heuwel self het rooierig gelyk. Miskien was dit die kantoleemgrond wat so kleur gehad het. Dis fascinerend. So die naam self is amper soos 'n historiese merker. Dit wys na die landskap en na antieke grafte, lank voor die samurai. Dit gee mens dadelik 'n gevoel vir die diepte hier. Goed, kom ons spring dan nou vorentoe, na daai samurai-era. Die bronne noem ek kasteel. Was 'n regte kasteel? Ja, nee, beslis. Akatsuka Kasteel, Akatsuka-jo, gebou in die middel 1400. So, kom ons sê rondom 1458. Wie het dit gebou? 'n Ou van die Chiba-stam, Chiba Jitsu. Hy het hier kom skuil onder beskerming van die baie magtige Ota Dokan. Wag, Ota Dokan, die man wat Edo Kasteel later gebou het. Presies hy, ja. Ota Dokan het hom beskerm nadat hy uit sy eie provinsie Shimosa moes vlug. Die kasteel was nogal tipies vir daai tyd. Jy weet, gebou op 'n plat heuwel, 'n gira Yamajiro. Strategies. Ja, dit het uitgekyk oor die Tokomaru-Gahara vleilande, kon mooi sien wat aangaan. En dit was nie net 'n stil uitkykpos nie, né? Daar was aksie ook. O ja, beslis. In 1477 was dit die middelpunt van 'n groot geveg. Die plaaslike heerser, Toyoshima Yasutsune, het hier vasgekeer gesit teen daai selfde Ota Dokan. En? Wel, Ota Dokan het gewen. Die kasteel het geval en dit was basies die einde van die Toyoshima stam se mag hier rond. Later, in die chaotiese Sengoku-tydperk, het die Hojo stam beheer oorgeneem. Die Hojo? Sjoe. Ja. Maar toe kom Toyotomi Hideyoshi en hy verslaan die Hojo in 1590. En na dit, wel, toe is Akatsuka kasteel maar net gelos om te verval. Waar is Sengoku-drama? En vandag, wat kan 'n mens daar sien as jy gaan kyk? Hier is nou waar dit vir my regtig interessant raak. Wat's die oor van daai tyd? Wel, die terrein is nou 'n pragtige park. Die Akatsuka Kasteel Ruïnespark. Die houtgeboue is natuurlik lankal weg. Uiteraard. Maar jy kan steeds die oorspronklike grondwalle, die dori en die droë gragte, die karabori, baie duidelik sien. As jy daar rondstap, kry jy regtig 'n gevoel vir die uitleg van die ou vesting.
Dis wonderlik. Daar's selfs 'n monumentjie vir 'n legende, 'n denneboom, waar Toyoshima Yasutsune glo gerus het tydens daai geveg in 1477. Die oorspronklike boom is nie meer daar nie, maar hulle het 'n nuwe een geplant as herinnering. Klink na 'n fantastiese versteekte juweel, veral omdat dit blykbaar mooi is met die kersiebloesems en sekerlik rustiger as, jy weet, die groot bekende plekke. En dis 'n goeie plan om dit te kombineer met die Itabashi Stad Plaaslike Museum wat naby is, né? Absoluut. 'n Slim skuif. Die museum het artefakte uit die kasteel-era en selfs vroeër tye. Dit help regtig om die hele storie aan mekaar te sit, die lang tydlyn van mense wat hier gewoon en gewerk het. Ja. Maar die kasteel is net een laag, jy weet. Akatsuka se spirituele geskiedenis, dis 'n heel ander storie, 'n dieper blik op die verlede. Ja, kom ons gaan soontoe. Wat van daai waterval wat in die bronne opkom? Dit klink amper te goed om waar te wees, 'n waterval in 'n woonbuurt. Die Akatsuka Fudo waterval, Akatsuka Furo no Taki. Dis presies dit, 'n klein heiligdommetjie weggesteek tussen moderne huise. Ongelooflik. Maar in die Edo-tydperk was hierdie plekkie baie belangrik. Dis waar Shugendō praktisants daai berg asketiese monnike gestop het. OK. En ook gewone pelgrims wat op pad was na heilige berge soos Oyama of Fuji. Hulle het hier gestop vir 'n reinigingsritueel, kori. Hulle het onder die koue water gestaan om hulle self reg te kry vir die res van die reis. Wow. Spirituele voorbereiding sommer so langs die pad. En dit bestaan nog. Vloei die water nog? Ja, die water vloei steeds, wel miskien 'n bietjie minder as vroeër, jy weet met al die ontwikkeling, maar die atmosfeer is nog daar. Ek kan my voorstel. Volgens oorlewering het selfs die Chiba here van die kasteel die godheid Fudo-mayu hier naby aanbid. Dis vandag erken as een van Tokio se beroemde bronne en 'n beskermde kulturele eiendom. Dis 'n plek wat jou herinner hoe diep spiritualiteit deel was van die alledaagse lewe en reis van daai tyd. Dit wys net, geskiedenis is nie altyd in die groot monumente nie, né? Nou van ou tradisies gepraat, daar's 'n ritueel wat blykbaar ongelooflik oud is. Die Ta-asobi. Ja, die Ta-asobi ritueel. Dis fantasties. Dit word elke jaar by 2 plaaslike heiligdomme gehou, die Akatsuka Swa en die Tokomaru Kitano heiligdomme. En jy's reg, dis oud. Dit dateer moontlik meer as 1000 jaar terug. 1000 jaar? Ja, tot so 995 na C. Dis 'n nasionaal belangrike ontasbare volkskulturele eiendom. Basies voer die gemeenskap simboliese toonele van reisverbouing uit van saai tot oes as 'n soort gebed vir goeie oeste en voorspoed. Meer as 1000 jaar. Dis verstommend, maar hier's die ding wat my kop laat krap. Die bronne sê daardie reuse reislande, die Akatsuka Tambu, wat glo 'n enorme deel van Tokio se reis voorsien het. Daai lande is in die 1960s heeltemal platgestoot om plek te maak vir die Takashima-daira woonkompleks. So, hoe kan 'n reisritueel oorleef as daar nie meer reislande is nie? En dis nou presies die kern van hierdie ongelooflike storie. Die fisiese landskap, daai uitgestrekte reisvelde, die tanbou, is weg, vervang deur beton woonstelle. Ja. Maar die kultuur, die ritueel, dit het oorleef. Die gemeenskap hou steeds daai taas op elke jaar. Dit het amper 'n lewende monument geword vir hulle landbouverlede. Dis 'n manier om daai identiteit en geskiedenis lewend te hou, al het die hele wêreld om hulle dramaties verander. Dis eintlik 'n ongelooflike kragtige voorbeeld van kulturele veerkragtigheid. Die ritueel het die landskap wat dit geskep het oorleef. Dis iets om oor na te dink. En van kragtige simbole gepraat, daar is ook 'n reuse Boeddha iewers in Akatsuka. Ja, die Tokyo Daibutsu, by die Jorenji Tempel. Nou, die tempel self is oud, ook uit die 1400s, Okay. maar die indrukwekkende 13 meter hoë brons Boeddha is relatief nuut. Dit is eers in 1977 opgerig. So onlangs. Dis vreemd, gewoonlik is daai groot Boeddha's baie ouer. Hoekom toe eers? Wel, hierdie een het 'n baie spesifieke, moderne rede. Dit is gebou met wat beskryf word as 'n higan, 'n soort diep, amper tragiese wens of gebed. 'n higan? Ja, dit is opgerig ter nagedagtenis aan die slagoffers van 2 reuse rampe in Tokio se 20ste eeuse geskiedenis.
die Groot Kanto aardbewing van 1923 Sjoe. en die verwoestende brandbomme-aanvalle van die Tweede Wêreldoorlog. Die Boeddha staan daar as 'n gebed dat sulke tragedies nooit weer sal gebeur nie. So anders as die ouer boeddhas in Nara of Kamakura, dra hierdie 'n baie spesifieke boodskap oor moderne trauma, maar ook oor hoop. Dis 'n monument nie net van geloof nie, maar ook van geskiedkundige herinnering. Dis nogal aangrypend. Presies, dit gee die plek 'n heeltemal unieke lading en dit wys hoe Akatsuka aanhou om lae van betekenis by te voeg, selfs in moderne tye. Maar kom ons kyk na nog 'n paar van daardie stiller, bietjie meer verskeekte plekkies. Wat van die Bromboord? Ja, die Akatsuka Barin. Dit klink sommer net mooi. Dis 'n pragtige plek. Veral in die laat winter, vroeë lente, daar's meer as 500 pruimbome. 500? Ja, dit het ook sy oorsprong in die Edo-tydperk, was deel van die villa van Hatamoto, jy weet, 'n direkte dienaar van die shogun. Pruime was destyds nie net mooi nie, maar ook belangrik vir gesondheid, veral die ingelegde umeboshi. Ah, natuurlik. Vandag is dit 'n wonderlike, rustige alternatief vir die besige kersiebloesel kykplekke. Daar's selfs 'n boom wat glo 300 jaar oud is. En tydens die pruimfees kan jy buitelug teeseremonies bywoon. Daar word selfs gefluister dat die bekende digter Basho dalk hier iewers 'n draai gemaak het. 'n Stukkie Edo-elegansie en natuur weggesteek in die stad. Pragtig. En dan is daar die storie van die rivier wat verdwyn het, die Mayatsu-rivier. Hoe verken mense 'n rivier wat nie meer daar is nie? Dis 'n fascinerende manier om die stad se verandering te lees, jy weet. Die Mayatsu-rivier, die Mayatsu-gawa, was eens 'n belangrike waterbron vir die area, veral vir daai reislande waarvan ons gepraat het. Ja. Maar met verstedeliking, besoedeling, is dit in die 1970s en 80s toegegooi. Omgeskep in 'n bedekte drein in Anjo met 'n groen wandelpad bo-op, 'n ryokudo. So jy kan letterlik bo op die ou rivier loop. Presies. Jy kan vandag op die roete van die ou rivier stap of fietsry. Dis 'n groen strook. Hoe volg jy dit? Wel, dit begin naby die ou Kawague-Kaido-pad, dan kronkel dit verby parkies soos die Waterwielpark, alhoewel die Waterwiel self modern is, snaaks genoeg. Ironies, ja. Dit gaan onder paaie deur en tonnels, verby klein monumentjies wat nog herinner aan die ou pilgrimsroetes en loop regdeur daai Takashimara-kompleks wat gebou is op die ou reislande voordat dit eindig wat dit eens in die Shinhakashi-rivier gevloei het. Deur hierdie pad te volg, kry jy 'n fisiese gevoel vir die ou geografie wat nou onder die stad begrawe lê. Dit wys net hoe die landskap getransformeer is. Dit is 'n ongelooflike manier om die onsigbare geskiedenis sigbaar te maak. Ek hou daarvan. En voor ons afsluit, net een laaste stukkie naamgeskiedenis. Narimasu, daai bekende stasie-area hier naby, was nie altyd Narimasu nie. Was dit Ishinari? Korrek, ja. Voordat die naam Narimasu amptelik geword het, blykbaar iewers in die middel 1600, 1657 of so, was daai deel van Akatsuka bekend as Ishinari Mura. Ishinari. Ja, en alles na die Narimasu vernuf, die naam wat almal ken, kan jy steeds ekkos van Ishinari vind as jy mooi kyk. Daar's 'n Ishinari Park, maar nog belangriker, die Seiryuji Tempel se amptelike bergnaam, dis soos 'n eretitel vir 'n tempel, is steeds Seki Saizan, Ishi Chainairi-san. Jy sien die karakters vir Ishimari daarin. Ah, ja. En naby daai tempel is daar by die Hikawa heiligdom 'n baie eienaarige klipmonument, die Akatsuka Chichino Ogami, wat rofweg vertaal as die groot godheid van die Akatsuka bors. Dit word verbind met 'n ou boom en plaaslike volksverhale. Hierdie klein leidrade hou daai ou naam nog so bietjie lewendig. So, wat beteken dit alles op die ou end? Vir my is dit duidelik dat Akatsuka soveel meer as net nog 'n woonbuurt in Tokio. Dis 'n plek waar jy letterlik deur lae van tyd kan stap. Van antieke grafheuwels en samurai-vestings, na plekke van stil spiritualiteit en eeueoue rituale wat op een of ander manier steeds voortleef, tot by moderne monumente wat kragtige 20ste eeuse stories vertel. Jy slaan die spyker op die kop. Akatsuka bied jou die kans om die drade van heeltemal verskillende eras bymekaar te trek. Jy kan die oorblyfsels van die kasteel sien, dan stap jy museum toe vir artefakte uit nog vroeër tye. Jy kan die stilte van die Fudo-waterval ervaar waar pelgrims eens gereinig het.
Ja, Dan sien jy die kulturele veerkragtigheid van die Ta'asabi en jy staan voor die moderne boodskap van die Tokyo Daibutsu. Dis 'n ongelooflike mikrokosmos van hoe Tokyo oor eeue heen gevorm en hervorm is. 'n werklik lonende ontdekkingstog, weg van die gewone gebaande weë. Dit wys net dat selfs in 'n reuse moderne stad soos Tokyo, daar altyd hierdie verborgde stories en plekke is wat wag om ontdek te word, né? Presies. En dit bring ons by 'n laaste gedagte vir jou om mee te speel. Dink weer aan daai Ta'asabi-ritueel, die landbou-ritueel, wat sy oorspronklike landskap oorleef het. Dit laat mens wonder, watter ander ontasbare herinneringe, miskien stories, tradisies, selfs gebruike bestaan dalk in jou eie omgewing wat dalk losgeraak het van hul oorspronklike fisiese plek, maar steeds deel is van hoe daardie gemeenskap homself vandag sien. Dis iets om oor na te dink terwyl jy jou eie wêreld dalk met nuwe oë verken.